Vader, ons onderwerp onsself aan U, want U is die grootste, hoogste gesag bo alles. Dankie Vader dat U vir ons lei deur die Heilige Gees in ons, dat U vir ons volle waarheid bring, dat U vir ons vertroos, dat U vir ons leiding gee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Mag elkeen geseënd wees vandag, die hele familie, van klein tot groot. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Net al die masjinerie hier so reg kry. Ek wil vanmôre met u 'n bietjie gesels oor die kragtigste funksie of kapasiteit wat God ons gegee het. Nou, dink so 'n oomblik wat dit kan wees. Kragtigste. En ek het eers gedink, miskien moet ek net noem een van die kragtige, maar nee. Jy sal later dalk sien dat dit die kragtigste is. So dink 'n bietjie, wat sal dit nou wees? En ek dink daar's 'n hele verskeidenheid van antwoorde. En kom ek noem dit eers so, dis om mede-skepper te wees. En die Engelse woordjie is creator. God is die almagtige skepper van hemel en aarde. En ons is mede-skeppers. Kan u dit dink? Dit het eers my so vreemd gevoel om dit te dink of te sê dat ek ook 'n creator is of 'n skepper. Maar kom ons kyk en kom ons ondersoek dit bietjie vandag. Kom ons begin by die eerste gedeeltetjie van. Wie het al iets gekoop wat baie duur was? Was dit dalk 'n huis? Of iets vir in die huis? Iets vir in die garage? Iets vir die tuin? Iets vir die klerekas? Iets in die juwelekissie? Iets aan jou arm? Iets op jou oë? Iets aan jou Toyota? Of jou Land Cruiser? Of jou Land Rover, net om daai gelyk, jy weet, die grond gelyk te maak. Nou, voordat jy dit gekoop het jy sekerlik daaraan gedink, voordat jy dit gekoop het. Jy hardloop nie mos net daarin en koop die ding nie. Dis soos jy sien dit dalk of jy bedink dit en dan gaan soek jy dit. Het jy die artikel in jou verbeelding gesien voordat dit fisies daar aan jou Toyota was? Of in jou huis was, of in jou garage, of aan jou arm, of op jou oë? Ek gebruik gewoonlik baie prentjies in my preke. Nou, vandag wil ek hê u moet my help om die prentjies te maak. Nie op die bord nie, maar hier in jou gedagtewêreld. So as u reg is daarmee, dan moet ons net eers so 'n paar toetse doen om te kyk of alles werk. So, ons gaan begin met 'n spoedtoets. Ek gaan 'n paar woorde daar vir u op die bord sit. U het soos in 2 sekondes om die prentjie te vorm in u kop. Maar daar gaan ten minste so 10 woorde wees, so u moet vinnig wees. Kom ons kyk, is julle almal reg? Hier gaan ons. Sien die prentjies?
Kon jy al die prentjies gesien het? Wie het so 'n paar van hulle gemis, want is te vinnig? Wie het daai hoopskool goed gesien, of het jy 'n skoon toonbank gesien? Nog 'n toetsie. Ons noem dit die emosietoets. Kom ons kyk of ons hierdie een kan regkry. Dis nou die laaste toets voor ons by die meer ernstige dinge van vanoggend uitkom. Kan u daardie verbeel? Nou wys dit gou vir die ou langs jou. Kom ek wil sien, wys dit. Aha. Julle twee daar nou. Wat van daai ene? Wys dit gou vir mekaar. En die laaste emosietoets. Daar sê het jy hom gewys. So, hierdie emosietoets het ook maar net so 'n bietjie gehelp met die verbeelding wakker te kry vandag. Jy weet, ons verbeelding, dis wat ons gebruik. En dit is ook baie keer gekoppel aan jou fantasiewêreld, verbeelding. Ons kan verskillende woorde gebruik daarvoor. Maar ek gaan so 'n bietjie dit afspeel met mekaar. Want baie keer is jou fantasiewêreld is miskien net prentjies wat jy sien, maar dit kom tot niks. Dis net fantasie. Maar verbeelding is 'n bietjie meer die ding waaroor ons praat vandag. So, julle het nogal goed gedoen. Wat van, net so vir 'n bonus, kan jy iets hoor in jou verbeelding? En vir die wat nou regtig avontuurlustig is, kan jy gou daai geluid maak? Hierdie kant is baie stil. So ons kan eintlik net uit hierdie eenvoudige toetsie net afleidings maak van ons kan sien, hoor en voel hier binne in ons verbeelding. So ek wil daai koppeling begin maak van dis nogal kragtig, maar dalk is ons nog nie by die kragtigste nie. Ek wonder die Afrikaans juffrou gaan my seker slaan, want is dalk meer en mees en meeste. Nou, omdat ons kan sien, hoor en ervaar, kom ons kyk na die koninkryk van God. Hoe sien jy jouself in die koninkryk? Het jy al bietjie stil gesit en net dit visualiseer van ek in die koninkryk? Hoe lyk dit hier binne? Hoe sien jy die kerk van vandag? Wat is die prentjie wat opkom as ek vir jou sê kerk? Wat is die prentjie wat jy sien is ons praat van herlewing? Of die Engelse woordjie is soos revival. Want kom ek sê vir u so, dit wat jy hier dink, dis gewoonlik waarna toe jy beweeg en die realiteit daarvan kom na vore. En dan, hoe sien jy jou toekoms? Eugene het vandag 'n baie interessante ding genoem van, is dit heeltyd net bekommernis? Is dit net die swaar? Is dit net die donker?
of wat sien jy? Want dit gaan ook wees van wat voel jy en waartoe jy beweeg met dit. Dan die laaste een van die koninkryk van God, hoe vergelyk dit met God se prentjie? Hy het ook 'n prentjie vir jou toekoms. Hy het ook 'n prentjie vir die aarde se toekoms, met al die nuus en al die berigte en al die goeters wat ons rondom ons sien en wat vir ons bekommer. Hy het ook 'n prentjie van hoe dit gaan uitvloei. Dan meer 'n tipe van 'n meer intieme gedeelte van jou verhouding met God is ook die volgende van hoe sien jy vir Jesus Christus? Want 'n mens praat baie keer van die Here of van God, maar wat van elke individu? Hoe sien jy Jesus Christus? Is hy 'n babaatjie wat in 'n mandjie lê en elke jaar word daar 'n groot feeste gehou daaroor, soos Kersfees goed? Of as iemand sy naam noem Jesus Christus, dan dink jy, die stories wat jy gehoor het van hom in die Bybel en gelees het. Wat sien jy? Wat van God die Vader? Is hy jou pappa? Want sy identiteit verskil heeltemal van Jesus Christus se. Sy funksie wat hy in jou lewe behoort te speel, is totaal en al anderster as Jesus Christus se. Hoe sien jy, hoe hoor jy en hoe ervaar jy God die Vader? Of is die prentjie wat jy sien of dink aan soos in miskien jou wêreldse pa? En jy kry nie daai lekker funksie en 'n koneksie gemaak met jou hemelse Papa Vader nie. Hoe sien jy die Heilige Gees? Net as 'n wolkie en 'n force of nature of iets wat rondbeweeg en rondwaai, soos wat baie keer in die pneuma in die Bybel beskryf word, of is dit 'n persoon wat in jou is en groot funksies verrig in jou lewe? So ek dink ons gaan elkeen 'n verskillende antwoord hê vandag as ek vir jou moet vra, vertel bietjie jou persoonlike siening van hoe jy elkeen van God se identiteite dan nou, of die persone in God ervaar en sien en beleef. Want ons het almal verskillende prentjies, verskillende gevoelens, verskillende ervarings oor dit. En dit bepaal, net dit wat jy hier sien, hoor en voel en alles, dit bepaal jou hele bekentenis aan God. En hoe jy funksioneer vandag, môre, oormôre. So dit begin nou al meer na die meer kragtige funksie en kapasiteit van ons lyk, soos in dit wat hier aangaan. My verbeeldingswêreld. Kom ons kyk na Hebreërs 11 as 'n voorbeeld van hoe geloof, hoop en jou verbeelding saamwerk. Hebreërs 11. Die wat hom nie iewers op 'n selfoon het of in 'n Bybel nie, ek gaan hom nou vir u wys. Kom ons kyk. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien in die fisiese nie. Jy kan nog nie daaraan raak nie, jy kan dit nie vir iemand gee nie, dis nog nie daar nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat ons gesien, of die dinge wat ons sien, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Nie uit sienlike dinge nie. Dit was nog nie fisies daar nie. Nou God is die skepper. Hy het regtig soos uit niks, het hy iets gemaak.
En ek glo werklik dat dit nie net per ongeluk was wat hy, kom ek maak gou vandag die aarde, kom ek maak gou môreoggend gou die mens, kom ek maak gou die dier en dis net so tjoep. Nee, ek dink dit is in detail uitgedink, uitberedeneer en met vrees aan mekaar gebou en gevleg en gevorm. Dit was nie net 'n Big Bang en daar is sekere goed nie. Ek wil dit graag vir u so verduidelik. Kom ons kyk na hierdie ouetjie. Wat het hy in sy verbeelding? Wat is in sy verbeelding? Siel. Wow, is die prentjie te lelik, of sien jy die selfoon? Ja, dis in sy verbeeldingswêreld, dis soos hy dink aan 'n selfoon. En ek weet al die kinders en tieners is nou opgewonde. So, geloof is die vaste vertroue dat dit wat ons op hoop gaan realiseer. En hierdie mannetjie het hoop. Maar dis nog nie daar nie. Hy het nog net hoop. Hoop op iets te kry is nog nie 'n realiteit nie, maar as jy geloof byvoeg, soos wat Hebreërs 11 sê, as jy geloof byvoeg, dan kan dit gebeur. Kom ek sê dit bietjie anders. Dit wat ek aandink in my verbeeldingswêreld, kan waarheid word as ek aksie daarby voeg. Kom ons gaan 'n oomblik terug in tyd. So dink ons 'n bietjie terug in tyd, voor selfone ontstaan het, of voor selfone daar was. Wat het ons toegebruik? Net 'n telefoon, maar hy het 'n draad aan. Jy kan nie met hom rondloop nie. En hy het ook nie 'n kamera ingehaat nie. Ek weet nie waar daai koneksie gekom het om 'n kamera aan 'n telefoon te sit nie. Maar ek dink dit was 'n goeie idee. So, as daar nog geen selfone was nie, en jy's 'n jong man, 'n tiener, en jy dink, yes, like it. Miskien is dit 'n goeie idee, soos wat daai mannetjie op die foto wys. Dit sal nogal great wees om 'n selfoon te hê. So, hoe gaan ons 'n selfoon kan maak? En ek wil vir u, dis die uitleg van Hebreërs 11 vers 1 eintlik. Hoe gaan ek daardie hoop wat ek het op iets wat ek nog nie sien nie kan laat realiseer? En ek breek dit vir u so oop in stukkies. So, wat het 'n mens nodig om 'n selfoon te maak? Ek het sekerlik die volgende nodig. Plastiek. Ja. Nie Game of Hi-Fi of Corporation City of whatever nie. Nee, ek praat van daai het nog nooit 'n selfoon bestaan nie. Nou het jy plastiek nodig. Jy het sekerlik 'n klomp skroefies nodig vir die wat al hulle selfone oopgemaak het en goed uitmekaar uitgehaal het. Hulle het definitief glas nodig of skermpies. En verseker is daar 'n klomp drade binne-in. En dan is daar nog laastens seker 'n klomp koper. Ek dink dis seker nie alles nie, maar dis pretty much 'n paar goeders om 'n selfoon mee te maak. En dan het 'n mens planne nodig en al daai goeders en dan op die einde van die dag het 'n mens soos 'n fabriekslyn nodig wat dit in mekaar sit. So dis nou interessant net om hierdie idee te kry van hoe het goed ontstaan. Dan kom ons by die volgende skriffie. Dis in Jakobus. Dis interessant wat hy daar sê. Net so ook is die geloof, as dit geen werke het nie,
is dit dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. So hierdie ouetjie het 'n idee van 'n selfoon, maar dis nog nie daar nie. En wat hy volgende moet doen, hy het die hoop. Hy moet nou die geloof vat en die werke doen. En die goedjies bymekaar sit en die plastiek smelt en die bordraadjies erin. En dan die volgende oomblik, tada! Dis hoekom ek daaraan raak om te sê, dit is seker die kragtigste kapasiteit en funksie wat elkeen van ons het. Ons is medeskeppers, co-creators, want ons kan nou enigiets wat op hierdie aarde is, kan ons gebruik. En ons kan iets daarvan maak. Geloof is die vaste vertroue dat dit wat ons op hoop gaan realiseer. En dan kyk ons na hierdie versie. En sonder geloof, en ek sit in hakies, die aksie, omdat jy weet dit gaan uitwerk, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, interessant, nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. Nou dis net so 'n kort sinnetjie wat daar staan, maar weet u wat is alles in die gereed maak? Wat was dit? Ons het gepraat van hoe bou jy 'n selfoon? Hoe bou jy 'n ark? Daar is baie goeders nodig. En in geloof, dit wil sê in die aksie, want hy het geglo wat God vir hom gesê het hy oorgegaan en sy voete gebruik en sy hande gebruik en die goeders bymekaar begin sit. Maar ek sê vir u, as hy net die hoop gehad het en hy het nie die ark gebou nie, het hy net 'n fantasie gehad. En niemand sou gered wees nie. Maar baie keer dink ons miskien dat geloof, wag ons dat God dit vir ons moet laat realiseer. En magically gaan 'n selfoon verskyn. En snap jou vingers en hier staan die ark. Nee, geloof werk nie so nie. Geloof beteken eintlik God gee vir jou 'n prentjie. Hy sê vir jou hoe jy dit moet doen, jy sien dit, maar dit is nog nie daar nie. En nou voeg jy geloof by. Want jy weet, soos wat ek het gesien het, so gaan dit lyk op die ouend van die dag. Dit wil sê geloof is om aksie te neem, om iets te laat gebeur waaraan ek en jy in ons verbeelding wêreld bedink het, of gesien het, of gehoor het, of gevoel het. Dit is baie, baie kragtig. En ek dink dit is dan die beste kapasiteit wat God ons ooit kon gee. Kyk net so vinnig rondom jou. Alles wat jy hier sien in hierdie hele vertrek, kom van hier af, voordat dit bestaan het. Genesis 1, dit is 'n baie interessante versie. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En ek glo werklik, dit is daar waar hy bedoel het, ons lyk nie net soos 2 arms en 2 bene in 'n kop nie, maar ons het ook funksies wat hy het. Ons het ook kapasiteit wat hy het, en ons kan dit uitleef. En hy sit ons op planeet Aarde en hy sê, use this.
Nie abuse dis nie. Use dis. Gebruik dit. So ons kan enigiets skep uit die hulpbronne wat rondom ons is. God kon skep uit niks nie, en hy kon iets byvoeg wat nog nooit bestaan het nie. Maar nou het ons yster, goud, silwer, plastiek, glas, hout, sement, en ons kan dinge laat gebeur, en ons kan dinge maak. En toe die mens hierdie kapasiteit begin besef, dat hulle dit het, gebeur die volgende. Genesis 11. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien, waaraan die mensekinders gebou het. Like hulle het 'n stad gebou. Ek weet nie of Windhoek vergelyk met daai stad nie, want ons het nie 'n toring nie. Namibië het 'n lang muur, het jy geweet? Net so China. Hy is daar by Okahania, jy gaan hom sien as jy daar op die pad ry. As jy net so links kyk. Ons het ook ons eie muur. Maar hulle het gebou, hulle het 'n stad gebou, hulle het 'n toring gebou en God sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal, luister mooi, niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle van plan is. Planne van plan is om te doen nie. God het daai funksie gegee en hierdie mense in Genesis het dit begin misbruik op 'n manier wat vir God ontstel het. So ons kan ook hierdie funksie dalk misbruik, maar ons kan dit verseker ook goed gebruik. Dis hoekom ons dit het. Wie kan almal hierdie kapasiteit of funksie van jou, hierdie verbeeldingswêreld van jou, wat na realiteit toe kan gaan, wie kan dit almal gebruik? Ek weet jou vrou is een. Wie wil dit graag gebruik? Daai kapasiteit van jou. Leon? Ja, ek wil dit self gebruik. God wil dit gebruik. En die laaste agent is soos in die duiwel, Satan homself wil dit gebruik. Hy wil jou kapasiteit gebruik. Want jy sien, hy kan niks op aarde bou, as hy nie 'n liggaam het wat dit vir hom doen nie. Dieselfde met God, hy wil ook goeders op die aarde vestig, en hy het 'n liggaam nodig, maar hy het die kapasiteit nodig van daai liggaam en daai brein, om goeders te sien, sodat dit gebou kan word met jou hande, en jou voete. So, ons self wil dit baie graag gebruik en ons doen, en baie van dit is ook goed, maar dit kan ook sleg wees. God wil dit graag gebruik, en die duiwel wil. So kom ons kyk net vinnig na 'n voorbeeld in die Bybel, as jy dit vir jouself gebruik. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, sien u, in sy verbeelding bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Want hulle het nie net hierdie goed gedink nie, want die volgende stapie vanaf die dink, kom die daad. Marius, as jy nou 'n mooi bakkie wil hê, dan bedink jy hoe lyk, dan begin jy spaar, dan begin jy die bank sien, dan maak jy verband op jou huis, teesdae. En oormôre staan die bakkie in jou garage. Maar waar dit begin? Jy het dit gedink. En net so het die mense van die ou tyd ook goeders bedink. En ek kan vir u sê, daar is nogal 'n beskrywing van wat hulle alles gedoen het. En dis rof.
Ek dink ons vandag se wêreld, ons dink vandag is die wêreld sedeloos en verskriklik seksueel en al daai goeters is, ek dink ons is nog nie naby wat hulle was nie. Maar dit lyk my dit gaan nogal in daai rigting. Kom ons kyk nog 'n skriffie. Romeine 1. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hul oorlegging, in hul denke, in hul verbeelding, in hul fantasie, en hul onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle almal dwaas geword. Dit het alles te doen met dit wat hier in jou verbeelding aangaan. Daar is seker nog 'n klomp voorbeelde van selfgebruik, wat ook goed is. Ek meen, ek het 'n motor gesien voor ek hom gekoop het, en toe gaan koop ek hom, want ons het 'n motor nodig gehad, om goeders mee te doen. Ons het 'n huis nodig, vir beskerming, vir familie, allerhande goeders. Jy sien, daar's goeie goeders. Dis definitief nie net die slegte goed nie. En ek los amper die plekkie oop vir die week wat volg nou, waar die Hebron en die Radiant groepe bymekaar kom om so 'n bietjie meer daar uit te haal van, is daar regtig, wat is die voorbeelde in jou lewe, waar jy dit self dan nou aangewend het, jou verbeelding, en daar staan die produk. Ek kan dink aan 'n hele paar goeders wat in ons huis gebeur het, en in ons kamer gebeur het, in ons garage gebeur het, ensovoorts. So, dit raak eintlik seker net verkeerd as jou hele identiteit daarvan afhang. Sê nou maar die motor wat ek ry, ek moet daai motor ry, jy weet, al gebruik ek hom nie so goed nie, ek moet daai motor hê, want dit laat my goed voel. Dan dink ek goeders begin verkeerd raak. En dan ook, as jy daarin vasgevang word, dit wat gebou is, of dit wat gemaak is, of dit wat geskep is, en jy, dit heers oor jou, in plaas van dat jy oor dit heers, dan dink ek, raak dit verkeerd. En ek dink dit raak ook verkeerd as jy al hierdie begeertes en drome en verbeeldings wat jy het, al daai goeders moet finansier. En jou huishouding ly dalk skade. En jy werk 24/7, jy weet, om al hierdie goeders te kan finansier. Dan dink ek begin dit in die verkeerde rigting gaan van jouself. Dan die tweede een was soos vir God. Jy kan hierdie kapasiteit en die funksie wat jy het, kan jy vir God gebruik. Die versie daar is Filippense 4 vanaf vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. En hy praat van goeders hier in jou kop. En hy praat verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dis soos 'n direkte opdrag om intentioneel reg te dink. Want dit voel so asof ons altyd daarvan hou om verkeerd te dink. En die negatief te dink. En die ongeluk te dink. Maar hierso vra God in sy woord, dink reg. Moenie toelaat dat dit met jou weghardloop nie. Vat daai denke gevas en sê, nee, julle gaan nou te ver. Nee, julle beïnvloed my harttoestand nou. Stop. Nee, jy wil nou iets verkeerd bou. En dis die kapasiteit wat God ons gegee het. Moenie die kapasiteit weggooi nie, maar gebruik dit reg. Nog 'n skriffie ten opsigte van om dit vir God te gebruik.
Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en aardewerk, en sommige tot eer, ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En ek dink daai groot huis waarvan hy praat is hier die huis. Want direk noem hy dit van, as iemand hom dan deeglik reinig, soos in hier's 'n klomp goeders hier binne, en hier's ook 'n klomp donker gedagtes hier binne, maar ook 'n klomp ligte gedagtes. Maar as jy jouself reinig daarvan, kan jy in sy hande 'n instrument wees vir goeie werk. En daar koppel ons weer die werk, geloof, die werk wat jy doen met mekaar. Nog 'n gedeelte van God wil hierdie funksie en kapasiteit van jou gebruik. En hy sê in Joël, daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Die Heilige Gees maak jou drome en jou verbeelding en jou fantasiewêreld oop en wakker vir hom. Want ons is eintlik oop en wakker en aware ten opsigte van die wêreldse goeders. Maar dit is goed as ons begin sien wat hy wil hê ons moet sien, in plaas dat die wêreld wil hê wat ons moet sien. So al hierdie visies en drome en alles is eintlik intentioneel van God wat hy dit gaan gee, om sy wil te verduidelik. Of dalk om vir jou 'n prentjie te gee van wat moet jy doen, of hoe jy moet funksioneer. Want hierdie visies en drome en goed is nie net in die lug hangende goed wat net soos in, dit gee my nou hoendervleis en ek skryf dit in my boekie neer en nou gaan dit verby nie. Nee, dis iets wat jou gaan funksioneel maak. Dis iets wat jou na 'n daad gaan dryf. Dis iets wat God se koninkryk gaan laat kan vestig op aarde. Dis goeders wat hy in sy gedagtes het, wat hy wil skep. En ek bid dat hierdie sal waarheid word vir elkeen van ons. Hy praat van al die generasies in die hele gemeente, van jonk tot oud. En ek vra die Heilige Gees en die Here vandag dat dit sal oopbreek. Want ons weet hoe om te funksioneer daarin. Ons doen dit daagliks in die wêreld. Dis nie moeilik nie. So mag hy dit al hoe meer vir ons wys en gee. Dan die laaste land wat dit wil gebruik, die kapasiteit van jou. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nou as ons dit 'n bietjie uitmekaar uithaal, en ek dink die Engels verduidelik dit bietjie meer. Be well balanced, temperate, sober of mind, be vigilant and cautious at all times, for that enemy of yours, the devil, roams around like a roaring lion, seeking someone to seize upon and devour. Nou dit klink so, ons gaan nou by 'n beter versie ook daarby uitkom, maar hoekom dink u sal iemand weapons of mass destruction bou? Of 'n selfmoordbommer goeders bou en dan homself hang? Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil jou beïnvloed. Hy wil gedagtes in jou kop sit van haat, bitterheid, doodmaak. Want iemand word nie gebore en hy strap 'n bom aan homself of iets nie. Of hy maak 'n atoombom en gooi dit op 'n nasie nie. Iets het gebeur hier binne. En hy beskryf 'n brullende leeu. Dit beteken nie hier loop iets hier buite rond en jy kan dit sien nie. En jy kan hom vang en skiet met 'n geweer of iets nie. Nee.
It's here. Hy betrap jou. Hy vang jou. Hy bind jou. Hy sit gedagtes in jou wêreld, in jou hy sit gedagtes in jou kop. En daaruit begin goeters funksioneer. En daaruit begin jong mense soos in Amerika opstaan en geweer vat en mense doodskiet. In 'n skool. Waar kom dit vandaan? Dis hierdie versie. 'n tweede versie in verband met hom. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Liste van die duiwel. Die Engels noem dit the strategies and the deceits of the devil. Waar begin dit? Ook hierbo. En gewoonlik het hy hierdie strategieë in plek al van jou ouma grootjie en jou ouma grootjie se kant af. Het daar goeters begin gebeur in hulle lewens, sodat jy vandag in die knyp sit. Met goeters wat jy dink of doen, of sondes of goed waarmee jy sukkel. Want sy strategieë is nie net vir jou nie, sy strategieë is oor generasies alreeds aan die gang. En dit syfer maar net deur en deur en deur en deur. Dis hoekom dit ook belangrik is om vandag die streep te trek en sê, tot hier, ek gaan nie dat enigiets verder in my generasies deurwerk, wat die duiwel vir ons beplan het nie. En ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. As twee persone getroud is en hulle skei, dis 'n strategie van die duiwel. Want wat bring dit vir die kinders? Pyn. En wat bring dit vir die volgende kinders? So verstaan jy, die strategie begin nie net by my nie, dit het al jare terug begin. En dit vloei maar net deur. En ons moet wakker wees vir sy strategie. Dit beteken is 'n uitgewerkte plan om jou of jou familie te beskadig. Kom ons dink aan, ek het skei genoem, maar daar's alkohol, daar's dwelms, daar's media, daar's verslawings van oupa en ouma en mense om jou en sovoorts. Dis alles goeters waarmee jy die mense vasvang. Daar's tekorte dalk in jou ouma gewees wat nou oorgedra het na jou ma toe. Nou voel jy dit ensovoorts. So dis hoekom ons die FFI is hierdie week hier aan die gang, die Family Foundations International, is baie te doen hiermee om goeters in jou verlede en jou ma en jou pa en jou ouma en jou oupa uit te sorteer, sodat jy kan funksioneer op die regte manier. Dis so 'n goeie kursus wat ons al aanbied vir lank al. Ja, met dit alles gesê, dink ek het u nou 'n prentjie van die mees kragtigste funksie en kapasiteit in ons lewens. Want met dit kan jy baie dinge vermag, of jy kan baie dinge laat skade lei. So kom ek gee vir u so 30 sekondes. Net om jou oë toe te maak, en net intentioneel te probeer iets sien, of iets te probeer hoor, of iets te probeer voel van wat God of die Heilige Gees nou vir jou wys. 30 sekondes. Dankie Vader dat U vir ons hierdie wonderlike kapasiteit gegee het en funksie gegee het in ons menswees, want ons is soos U gemaak.
Dankie dat ons dit kan gebruik. Vader, Heilige Gees, Jesus Christus, dankie vir dit wat U aan ons openbaar en selfs in hierdie 30 sekondes dalk vir iemand of vir 'n persoon of twee of dalk vir almal net ietsie gewys het of ietsie laat ervaar het. Want U het ons gemaak om te kan sien en te kan hoor en te kan ervaar van U af. En Vader, ek bid dat daardie sluier daaroor, of daardie blindheid, of daardie doofheid, of daardie gevoelloosheid, Vader, sal oplig in Jesus naam. Dat ons sal oop wees om te kan sien wat U vir ons elkeen bedoel het. Amen.